Weet jy wat doen Jesus? In sy donkerste uur maak hy tyd vir sy ma. Maar hierdie oomblik is die ultimate oomblik, die ultimate uur in die geskiedenis van die mensdom, en in hierdie uur vat hy 'n paar minute en hy staan stil by sy moeder. Julle gereed vir die woord. Dit is my voorreg om die woord vir julle vanoggend te bedien, en ek wil bietjie net stil staan by so storie of wat van moeders in die Bybel natuurlik. Hoe nou anders as op hierdie Moedersdag wat ons vier. Dit is 'n spesiale dag wat ons dan die fokus op moeders plaas, en soos ek sê dat hier reg deur die Bybel van die begin af het vrouens so groot rol gespeel in God se plan. En ek dink soms was van die vrouens van die moeders meer in God se plan as van die vaders. Vaders het hulle tyd, en ons gaan eendag Vadersdag ook vier. Hulle het hulle rol om te speel, maar vanoggend daar 'n fenominale rol wat die ma's gespeel het, en ek gaan daar so twee verhale net kyk. Ek het gewonder wat se verhale, en ek het gedink, as ons nou die verhaal van Abraham en Sarah moes vertel het, dink ek net, ek is so bly vir Abraham se part, dat God 'n bok voorsien het, toe hy nou vir Isak moet gaan offer het. Maar nou manne, ek weet, jy was al op pad huis toe, wat jy dalk weet 'n storie moes uitdink, of 'n verduideliking moes uitdink, aan jou vrou, oor hoekom hierdie geweer, of hierdie visstok, of hierdie wiele op die kar, of hierdie exhaust, of hierdie, wat ook al die manne. Maar dink net, God het nie vir Abraham deurgekom nie, hy moes huis toe gaan, en jy moes nou kom verduidelik, waar is ons enigste seun? Nee, my vrou, ek het hom geoffer. Wat sou ma se reaksie gewees het? So ek gaan daai storie skiep, verstaan jy, want ons weet nie wat. Dank die Here, verstaan jy, dat hy Abraham gespaar het. Al die man sê, sjoe, dank die Here vir Abraham se part. Want hoe verduidelik jy vir jou vrou? Ek het een keer een van my kinders by die skool vergeet. En ja, so ek meen, imagine net ek moes hom gaan offer het, wat sal die reaksie dan gewees het? So moenie die kinders vergeet nie, pa. Moet hulle nie, soms wil ons voel, ons kan hierdie tiener nou eerder offer, dat jy gaan beter doen by die Here, as hier by ons nou op hierdie stadium. Die van julle het al daai belewenis gehad met julle tieners, ons wil hulle eerder stuur, maar ons kan hulle nie stuur nie, ons is hier. Maar ek wil net so 'n paar punte oor ma. William Ross Wallace het gesê, die hand wat die wiegie skommel regeer die wêreld. The hand that rocks the cradle rules the world. En dit is eintlik 'n fenominale ware stelling. Want soos ek gesê het, die pa en die ma die rol, en ons as pa's se rol is, ons moet oorleef, ons moet kos op die tafel sit, ons moet dinge, dit moet gebeur, maar die inspraak van 'n moeder in 'n kind se lewe, dit is blywend. Hulle luister, ek dink nie vir hulle altyd hoor nie, maar hulle luister, en dit wat daai ma en daai wiegie en daai kind doen, en daai tyd spandeer, en is eintlik so hartseer hoe die wêreld deur die jare, die evolusie van die mens, ek praat nie van ons het sterkte verloor nie, ek praat van hoe die wêreld verander het, en hoe ons huishoudings verander het. Weet, jare terug, kom ons praat ook van die Ou Testament, in die Bybelse tyd, weet, het ma die kind groot gemaak, die seun groot gemaak, die dogter groot gemaak, tot op 'n sekere stadium het die pa dan die kind gevat, die seun veral hier op so 8-jarige ouderdom, en dan die seun saam met hom veld toe gegaan, en hy het gaan leer jag, want dis hoe hulle kos ingekry het. Julle weet mos waar kom die woord vegetariër vandaan, dit was 'n ouetjie wat nie kon jag nie, toe noem hom vegetariër, toe kom die woord maar van daar af, wat misgeskiet het, maar so hulle het geleer deur die tyd, dit is hoe mense geleef het, hulle het uitgegaan, hulle het gaan saai, hulle het gaan maai, en dis hoe die seun dan by die pa geleer het, en die ma het gesorg vir die huis, en die dogters het gesorg vir die huis, en toe kom die era van die fabrieke, wat die wêreld verander het, en pa by die fabriek gaan werk het, en toe het ma by die huis gebly, en die kinders groot gemaak, en pa moes gaan werk, want hy moes 'n salaris verdien, want ons moet kos op die tafel sit, so die skill van om 'n seun te leer om man te wees, is 'n uitdaging geraak, want dis wat die pa gedoen het, en die ma moes daai rol eintlik volstaan, wat na die seuns moet omsien, en
hulle probeer verstaan, want 'n man en 'n seun is anders as 'n dogter. En toe verander dit, en vandag se tyd is dit nie net die pa wat vroegoggend uit die huis uit is en moet gaan werk nie. Dis die ma ook. En op die einde van die dag word ons kinders grootgemaak deur die tannie by die kleuterskool. Onderwysers. Dis hoe die samelewing verander het. Die resep van hoe ons huishoudingswerk is nie meer wat dit was van jare terug nie. En dit los soms soveel leemtes en dit maak dit so groter uitdaging om moeder te wees en werklik vader te wees in die tyd wat ons leef. En ek wil vir jou as 'n gelowige sê dat jy regtig die Here sal vertrou in die orde en die manier en die prioriteite waarvolgens ons moet leef. Ja, ons het geld nodig. Maar geld kan nooit tyd vervang nie. Daar's niks meer kosbaar, meer waardevol as tyd nie. En ek sal hierdie oor en oor en oor sê, en ek sal hierdie raad altyd bly gee, die beste ding wat jy ooit kan hê in jou huis is 'n etenstafel. Met 'n uur, wat jy uitsit, waar ons saam aan tafel sit, en saam eet. En saam praat, oor die dag. Ons het so half 'n nuwe ding begin by ons, die menai begin het, en net as ons om die tafel sit, dan sal sy sê, maar beskryf jou dag in 2 woorde. En interessant. En as jy die 2 woorde uitbring, dan is dit interessant, maar hoekom sê jy die 2 woorde? En net so, dit net 'n lekker gesprekvoering wat dit aan die gang sit, want ons kom by mekaar se hart uit, want mense, daar's niks belangriker as familielewe nie. Gesinslewe. En die wêreld wil ons manipuleer, die wêreld wil ons boelie, en die wêreld wil ons vasvang, dat ons nie tyd met mekaar spandeer nie. Ek sal nooit vergeet nie, dat Dr. Van Wyk, wat daai tyd die hoof van Wonderboom Hoërskool was, sê dat die familie is die naaste wat jy aan hemel kan kom. En hy sy dogter verloor op 'n 18-jarige ouderdom aan kanker. Toe sê hy, in 'n oomblik is my gesin gehalveer. As ek maar net geweet het, hoe vinnig ek sou verloor, sal ek meer tyd gemaak het. Want daai tyd kan ek nooit weer opvang nie. En ouers, vanoggend wil ek jou uitnooi en uitdaag, dat die Here ons sal help om reg te prioritiseer, en ek sê nie, moet nie gaan werk nie, ek sê nie, dit is die realiteit van waar ons is, maar dit kos dat ons baie effektiewe bestuur en leiding sal kry deur die Heilige Gees, dat ons nie sal mis, want elke tydsgleef wat gemis word in 'n kind se lewe, waar daar seker goed ingebou moet word, dit vloei oor na die volgende tydsgleef, want die een tydsgleef bou op die volgende tydsgleef, fases van hulle lewe. En ons moet versigtig wees dat ons nie 'n fase mis nie, want dan maak dit die volgende fase meer uitdagend. En baie keer as jy met mense praat en oor hulle tyd en hoe hulle leef, dan kom jy agter, maar hierdie mense het regtig net in 'n dag miskien 1 of 2 of 3 ure dalk met hulle kinders. Want een van die beste besigheidsgedeeltes van 'n skool vandag, en ek weet, ek was deel van 'n beheerliggaam van 'n skool, wat die skole meeste geld maak is na skool. En ek niks teen dit nie, want dit is iets wat hulle die ouers mee help. Want ma en pa moet werk, ons kan nêrens met die kinders gaan nie. En dan kom ons by die huis, en dan moet ons bad en aantrek en eet, en dan moet ons weer huiswerk doen, en dan moet ons weer gaan slaap. So ek daag jou uit, en van die mense het al begin luister, en ek kan sien dit het vrug opgelewer, vat daai naweek, vat daai tyd, vat daai oomblik net weg, van alles, en van die gejaag van hierdie lewe, veral in die stadslewe, en gaan hê net bietjie van iewers. Ons het nou laasweek, het ek en my gesin het gegaan, en ons het daar net van 'n berg met 'n karretjie gaan afry, net om van te hê, net bietjie iets te gaan beleef buite die normale gejaag van elke dag. En op 'n stadium kry ek myself, wat ek wil amper jaag na die volgende punt toe, en ek besef, ek hoef nie nou te jaag nie, ek is nie nou in die stad nie. Ons kan ontspan en dit geniet vir 'n oomblik. Dis van ons leef. Dis van ons tyd met mekaar spandeer. En ons doen wat ons, daar's 'n groot verskil tussen wat jy moet doen en wat jy wil doen. As jy kyk na die week wat verby is, hoeveel het jy gedoen wat jy moes doen? En dis daar, dit moet so wees. Hoeveel het jy gedoen wat jy wil doen? Daar's 'n groot verskil. Ek weet die groot verskil in
mense wat 'n kerkdiens bywoon. Daar's 'n groot verskil tussen die wat voel hulle moet dit doen en die wat dit wil doen. En ek dank die Here, ons meerderheid van ons mense wil, julle almal wil dit doen. Julle wil vanoggend hier wees. Maar daar's 'n verskil van 'n gesindheid waarmee ek dit aanpak en dis waarin ons moet versigtig wees dat ons nie sal lewe net onder ek moet ter wille van oorlewing nie. Maar ek wil dit doen. Ek wil tyd spandeer met my gesin. Ek wil tyd spandeer met my vrou. Ek wil tyd met my kinders spandeer want daar's 'n passie, daar's 'n liefde wat my dring om dit te doen. Spreuke 31 praat van 'n waardevolle vrou. En ek wil net so 'n paar skrifte uitlig. Die boodskapvertaling Spreuke 31 vers 10 wie 'n goeie vrou het iemand wat baie kosbaar is. Sy is baie meer werd as die duurste juwele. Vers 27, sy is in volle beheer van haar huishouding. Luiheid ken sy nie. Haar kinders is dankbaar vir so 'n ma. Dis hoekom ons hierdie dag het, dat ons kinders hulle dankbaarheid kan bewys, en die pa ook die dankbaarheid kan bewys. Haar man oorlaai haar met komplimente. Mans, dis wat sy moet hoor, dis wat sy nodig het om te hoor. In hierdie lewe is daar baie goeie vroue, maar hierdie vrou oortref almal. En dis my gebed vir elke ma, dat jy daai vrou sal wees, en dat as jy daai vrou in jou sy het, wees attent op die komplimente gee, want ons is so in 'n wedloop, gejaag na niks, dat ons soms dit vergeet. En net verby hardloop, ons is vinnig om te wys wat verkeerd is. Maar ons is nie vinnig om te wys wat goed is nie. En ons moet leer, in die gesindheid van Jesus, om te komplimenteer, wanneer dit moet. Marita Martens het die volgende gesê, moederskap is die belangrikste rol, wat jy ooit sal vervul. Een van die hoogste punte wat jy ooit sal beklee. Jy ontvang 'n mens om te vorm, te koester en vir 'n rol op aarde voor te berei. Wat 'n groot voorreg, maar massiewe verantwoordelikheid. Dat God vertrou jou met sy skepping. Hy het vir jou 'n baarmoeder gegee waarin hy sy wonderwerke doen, waar hy 'n mens aan mekaar weef in jou moederskoot. En sy wonderbare werk vervul in jou moederskoot. Wat 'n groot verantwoordelikheid. So ek gaan na die verhaal van Hanna toe, en julle almal ken van Hanna. Hanna is die moeder van die profeet Samuel, een van die grootste profete ooit, wat 'n groot impak gemaak het in die Ou Testament in die Bybelse tyd. Samuel was 'n fenominale mens gewees, maar was dit nie vir 'n ma soos Hanna nie, sou Samuel dalk nie eers daar gewees het nie. Hanna het 'n begeerte gehad, 'n begeerte na 'n kind. Maar Hanna het iets vir ons kom leer oor wanneer God jou vertrou met hierdie verantwoordelikheid om moeder te wees. En ons weet, haar man Elkana het 2 vrouens gehad. Dit is nooit 'n goeie idee nie, mans. Want die ene het die ander ene gespot, want Hanna kon nie kinders gehad het nie, en die voorpraat van haar teenstander, het haar gespot, letterlik gespot. As hulle gaan offer het, en sy saam met haar kinders gespot het, gaan offer het, dan spot hulle met haar. Hoe lelik is dit? Hoe wreed is hierdie wêreld soms net, wat om ons is, mense wat ongevoelig is, oor waar ons is, en wat ons deurwerk. Maar Hanna het geween, en sy was treurig geweest, omdat sy nie vir haar man kinders kon bied nie. En haar man het haar probeer vertroos, en met die volgende woorde, en ek wil begin in 1 Samuel 1 vers 8, die verhaal net vir jou lees. Hy sê, haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Nou manne, ons wil graag hê dat ons vrouens moet voel, ons is hulle alles. Ek weet, jy wil dit graag hê. Nee, hier is hierdie man ook. Hy sê, maar my vrou, is ek dan nie vir jou genoeg nie? Wonderlik, jy is 'n goeie man. Maar ek het 'n begeerte om 'n kind te baar. Dis haar grootste begeerte gewees, en sy het nie eens geantwoord nie, want hy verstaan nie haar begeerte nie, hy verstaan nie haar behoefte nie, en sy het nie eers gereageer op daardie stelling wat hy gemaak het, om sê, maar ek gee vir jou meer as 10 seuns nie. En toe staan Hanna op, nadat sy hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as U waarlik die ellende van die diensmag aansien, en aan my dink, en die diensmag nie vergeet nie, maar die diensmag 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee
al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Nou, die skeermes op die hoof, dit is die Nazareese Nazarene wel, wat nou, ons weet ook, Simson met dieselfde, uit nie sy hare geskeer nie, maar ek wil nie vanoggend weer te veel by dit stilstaan nie, maar hierdie kom maak 'n gelofte aan God. Sê, Here, ek het hierdie begeerte en ek mag nie my begeerte vervul. Maar wat ek sien in haar begeerte om moeder te wees, gaan die begeerte nie oor haar behoefte nie. Haar grootste begeerte is om vir God 'n kind te baar. Here, hierdie kind, as jy aan my dink en vir my goed wees en vir my 'n manlike kind gee, wil ek hom nie vir myself hê nie. Maar ek wil hierdie kind vir U baar. Ek wil my kind aan U toewy. En maas, ek dink U is 'n groot sleutel in ons opvoeding vir ons kinders, want daai groot verantwoordelikheid is soms net oorweldigend om hierdie broodjies groot te maak. Hoe gaan ons dit doen? Weet baie jong mense sal my sê, weet jy, ons weet nie hoeveel kinders ons wil hê nie, want ons weet nie of ons ooit gaan geld hê om kinders te hê nie. Nou, as jy wag om genoeg geld te hê om kinders te kry, gaan jy vir ewig wag. Amen. Ek sê eenvoudig, jy kry die kinders, God sorg vir hulle en ons bly saam. Dis hoekom ons 4 gekry. Want die Here sorg vir hulle en ons bly net saam. Okay. Maar hier is die ding, ouers, as ons kinders vir onsself en vir ons eie doelwitte groot maak, gaan ons dalk die vreugde van dit mis en die grootheid van die verantwoordelikheid moeder om 'n ma te wees mis. Maar sy het verstaan om te sê, Here, my begeerte is nie om my eie begeertes te vervul nie. My vraag en my behoefte is nie net om myself te bevredig in dit nie, maar my behoefte is om U te eer en 'n kind vir U groot te maak wat 'n impak in die wêreld gaan maak. En omdat hierdie ma hierdie gesindheid gehad het om te sê, Here, maar ek sal my kind vir U gee. Ek gaan hierdie kind nie aan myself eien en net vir myself hou nie. Ek gaan my kind aan U wy, Here, en sê, hier's my kind, mag U hom gebruik soos U hom wil hê. Het God haar geëerbiedig en vir haar kind gegee en hy het 'n impak gemaak. Samuel is 'n profeet wat 'n massiewe impak gemaak het. Ons weet hy is die profeet wat die eerste konings gesalf het en aangestel het. Hy was as ware soos 'n rigter vir die volk gewees. En Samuel was in 'n tyd van droogte toe die stem van die Here nie meer gehoor is nie, het God met Samuel as kind, as jong seun in sy kamer gepraat. Julle weet, dis die ouetjie wat weet hy wakker geword het en 'n stem gehoor het. En die Here het met hom gepraat. Hy het Samuel. En hoe hy na Eli toe gehardloop het en Eli besef is God het met hom praat en hy besef wie is 'n jong man wat die Here geroep het. Sien by die wisseling van die jaar in vers 20 het Hanna wat swanger was 'n seun gebaar en hom Samuel genoem. Want hy het gesê ek het hom van die Here gebid. Samuel se naam beteken God het gehoor. En sy het God geëer en by haar belofte gebly. En dan weet ons, as ons verder afgaan in vers 25, het sy haar belofte vervul en wat sy voor God gemaak het, die gelofte voor God. Hy sê hulle die bil geslag en die seun by Eli gebring. En sy het gesê, ag my Heer, so waar as U siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by U gestaan het om tot die Here te bid. Nou sy was in so 'n toestand dat die arme profeet of die hoëpriester Eli het gedink sy's dronk, want haar mond het beweeg, maar daar het geen klank uitgekom nie. Toe sê my vrou, bly weg van die wyn af, is nie goed vir jou nie. Jou optrede is nie baie goed nie. Ek dink is goeie raad wat hy vir haar gegee het, want ek dink ouerskap en moederskap en die wyn gaan nie baie goed saam nie. Dit gaan 'n slegte invloed op mekaar hê. Maar sy was nie dronk nie, sy was desperaat. Dis Here, ek wil graag hierdie voorreg wil ek ontvang om 'n kind te baar, maar nie selfsugtig vir myself en vir my eie doeleindes nie, maar vir U plan, vir U koninkryk, vir U werk. En sy het 'n kind gebaar en sy sê in vers 27 om hierdie rede, om hierdie seun het ek gebid en die Here het my gebede aan my gegee, wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy het die Here daar aanbid. In vers 19, en sy moeder en sy het die hele loflied gesing in hoofstuk 2 vers 19, en sê sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak, wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het, as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. Dink net, onbaatsigtig. Here, ek staan my eie kind, my enigste kind. Die een wat ek begeer het, staan ek af vir die werk van die Here. En die Here het haar raak gesien en hy sê,
Jaarliks het hulle die offer gebring en dan seën Eli Elkana en sy vrou en sê, mag die Here jou 'n nageslag gee uit hierdie vrou ter vergoeding van wat aan die Here afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe. En die Here het ag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gebaar het, en die seun Samuel het groot geword by die Here. Ek dink hier is net 'n storie wat vir elke moeder kom bemoedig. Vertrou God met jou kinders. En wy jou kinders aan God. Ek dink dit is 'n groot offer. Ek vind dit maklik om hierdie storie te lees, maar ma dink net, ek dank die Here, ons kry nie maas wat dit kom doen nie, en as jy dit oorweeg, kom praat net eers of jou kind die kom wil los by die kerk. Maar dis wat hy letterlik, net nadat sy hom gesoog het, hy was nog baie jonk gewees. Die Here het sy net gekom en sê, ek gaan by my belofte hou. Here, ek kom wy hierdie kind aan U. En God beloon haar as gevolg van haar hart. Nie net as gevolg van wat sy gedoen het en wie sy was nie, maar van die hart wat sy uitgedra het om te sê, jou moederskap gaan nie net oor jouself nie. Jou moederskap is baie groter as net jou eie huis. Jou moederskap gaan oor my huis. Jou moederskap gaan oor my koninkryk. Jou moederskap gaan oor die toekoms van my volk. Jy dink groter, jy dink verder. En dis vir ons 'n bemoediging, en elke ma wil ek vanoggend sê, mag ons daardie gesindheid van Hanna hê. En ek dink dalk gaan daar 'n paar bekommernisse verdwyn as ons hom en ons kinders aan die Here wy. En sê Here, en ek weet ons doen die inseëning en ons wy ons kinders aan die Here, maar ek dink is 'n korte geval en 'n oomblik wat ons weer opnuut moet sê, Here, hierdie kinders wat daar 'n paar uitdagings is, want dit is nie goedkoop nie en dit is nie maklik om kinders groot te maak nie. En veral die tyd wat ons vandag leef, word hulle so blootgestel in hierdie wêreld en is uitdagend om hulle te beskerm teen dit. Ons kan hulle nie in 'n hokkie groot maak nie. Maar wanneer ons in oorgawe lewe, wanneer ons vir die Here ons kinders gee, kan ons hom vertrou. En vir elke ma wil ek vanoggend sê, leer om God te vertrou, soos Hanna God vertrou het. En God sal jou beloon, want jou fokus is nie op jouself en net wat jy vir jou kinders kan doen en die ma wat jy vir hulle moet wees nie, maar jou fokus is op die kind wat jy van God ontvang het, jou kinders wat jy groot maak vir hom. Nou wil ek gaan na volgende moeder is Maria. Nou elke ma is daarom net wonderlik en anders as paas. Ek het so ruk terug het ek by een van die inseënings het ek vir ouers net raad gegee te sê ek wees jou kind se beste cheerleader. Nou Maria was een van daai. Nou, dit is die moeder van Jesus. Daar's verskeie Marias in die Nuwe Testament, maar die moeder van Jesus was 'n interessante moeder gewees en sy was een van Jesus se beste cheerleaders. Sy is een van die min wat by hom gestaan het, obviously natuurlik van sy geboorte af, maar tot en met sy dood het sy by hom gebly tot aan die kruis. Dis 'n moeder. En hierdie moeder is eintlik as ware het sy Jesus se bedieninge hulpstoot gegee. Soms is ma's moet ons kinders net so 'n bietjie aanmoedig en bemoedig en sê stap nou in jou roeping en begin nou dit uitleef wat in jou is, want ek glo wat in jou is. En ek weet nie of jy weet nie, maar die heel eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het was aangevuur deur sy ma. Voordat het hy nie wonders gedoen nie. Maar hy was 'n ma wat die beste van hom geglo het. En dis reg so, maar jy moet die beste van jou kind glo. Jy moet meer van jou kind glo as wat die wêreld van jou kind glo. Jy moet jou kind se lewe dupliseer, jy moet in hom deponeer wat jy glo, die geloof en die drome wat God in jou hart geplant het vir jou kind se lewe. Ek het laasweek gepraat oor drome en is nodig maar dat jy sal droom oor jou kinders se lewe en hulle sal aanmoedig tot daardie droom. Want jy glo in hulle en dat hulle nie hulle drome sal verloor nie. En hierdie ma, Jesus, 'n ma het geglo in Jesus se roeping. Sy het geglo in die potensiaal wat in hom is, alhoewel niemand dit tot nou toe gesien het op hierdie oomblik nie. Was hulle by 'n bruilof. En die eerste wonderwerk wat aangeteken is wat Jesus gedoen het, was by 'n bruilof gewees. En eintlik wou Jesus nie hierdie wonderwerk doen nie, as jy dit mooi lees. Maar dit mag gedoen, hoekom? Want hy het 'n ma gehad wat bietjie druk op hom gesit het. Wie van julle het 'n ma gehad wat bietjie druk op jou gesit het? Kom nou my seun, het jy geleer vir daai toets? Die paas vra dit nie want hulle weet hulle het nie geleer vir daai toets nie. Al die paas sê amen, okay.
Ons het dit gewing, verstaan jy, ons het dit nie nodig gehad om te leer nie. Ons is mos al wetend ons mans. Hoekom moet jy gaan nee. Het jy eksamen geleer? Het jy geoefen my kind? Het jy hierdie my kind? Het jy daai my kind? En soms is dit nodig. Ek waardeer ek het 2 ma's, verstaan jy, hulle albei was die 2 wat die hardste amen sê in die kerk. En was dit nie vir hulle nie, sou ek dalk nie gemotiveerd gewees het om te preek nie, maar ek waardeer dit want hulle motiveer my. Hulle sit druk op my om te sê jy beter nou preek dat dit 'n amen werd is. So as ek nie 'n lekker preek het, beteken dit hulle amens is te sag. Waar is die amens? Okay. Een se daar, een se daar, ek hoor dit in stereo die amens, maar ek waardeer dit want hulle is my cheerleaders. Hulle bemoedig my aan. Hulle elke keer na 'n preek en dan komplimenteer hulle my vir die preek en dan sê ek, okay, dis net 'n ma wat dit sê, maar hou aan, moenie ophou nie want dit motiveer my, verstaan jy? Want soms wonder ons en soms het ons die vraag oor onsself, is dit nie waar nie, maar 'n ma gee die bevestiging en die aanmoediging en sê jy kan dit doen my kind, ek glo in jou. En hier's presies Maria, en ek lees in Johannes 2 vers 3, hy sê en toe daar wynkork kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. En wat is Jesus reaksie? Ek hy is hier by die bruilof saam met sy disippels en hier kom sy ma by hom. Jesus, hulle het nie wyn nie. Wat is sy reaksie? Jesus sê vrou, wat het ek met u te doen? Hy klink nogal soos 'n tiener op die stadion. Wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Jesus se woorde. Dis nog nie my tyd nie. Nog nie my oomblik nie. En wat doen hierdie ma? Steur sy aan haar kind? Somstyds ma steur jy te veel aan jou kinders. En somstyds is jy te veel bekommerd oor hulle emosies en hulle gevoelens. Maria het nie 'n saak met Jesus se emosies en gevoelens op hierdie stadium nie. Kan julle sien sy het hom geïgnoreer? Sy het nie gereageer op hy woorde, nee, ek is nog nie reg hiervoor nie. My uur het nog nie gekom nie, ma. Nee, hoekom ma? Wat het dit met my te doen? Wat het dit met ons te doen? Ek hou hoor hoe sê die message vertaling, ek dink is ook op die bord. Hy sê Jesus said, is that any of our business, mother? Wie van julle het sulke ma's? Ma, hierdie is nie ons besigheid nie. Los dit, ma. Los dit net, ma. Dis wie Maria was. Ag nee, ma, dit het niks met ons te doen nie, ma. Dit wat hy sê. Is that any of our business, mother? Yours or mine? This isn't my time. Don't push me. Jesus. Wat doen Maria? Ek weet wat in jou is, my seun. Ek weet wat God se woord en God se droom en God se plan oor jou lewe is, my kind. Niks gaan my terug en nie eers jou eie emosies. Nie eers jou eie twyfel of jou eie weerstand gaan my terughou nie. En al wat sy doen is, sy gee die opdrag. She went ahead anyway. Wie van julle het sulke ma's gehad? En wie van julle is dankbaar vir daai ma's wat toe maar net in elk geval aangegaan het? Ek gaan vir daai juffrou sê, ek gaan vir daai coach sê, nee ma, los dit. Moet dit nie los nie, ma, want ons kinders het dit nodig. Jesus het dit nodig gehad. Dat sy ma hom so 'n bietjie net 'n kickstart gee vir sy bediening. Want dis wat hier gebeur het. Dis die eerste wonder wat Jesus gedoen het. Sê, it's not time, don't push me. She went ahead anyway, telling servants whatever he tells you to do. En ons weet ook, die wonderwerk het gebeur en hy het die water in wyn verander. Hoekom? Want hy het 'n ma gehad wat aan hom geglo het. Hy het 'n ma gehad wat gesê het, ek gaan nie reageer op emosies en gevoelens nie. Ek glo in jou, my kind, en ek gaan jou druk tot jy dit begin doen, want ek weet jy kan. En dis wat elke ma se taak is en dis jou plek, ma's moet jy ophou om daai druk op jou kinders te sit nie, en ek praat nie van 'n onredelike druk nie, maar daai geloof wat in jou kind het, jy met hulle aanmoedig en hulle bemoedig, want soms is die wêreld wreed en soms wil hulle die wêreld bordjies in ons kinders se lewens kom hang, maar jy verhang hierdie bordjie. Ek sal nooit vergeet nie, ek was in vandag is dit graad 3, standaard 1. Weet julle oud is ons het nog in standaard, weet julle van julle het nog in standaard, graad 1, graad 2 en standaards, ons het in standaards gehad. Toe het ek 'n juffrou. Vreemde ding is, ek het daai juffrou later jare het ek al getrou. Maar toe laat sy my ma inkom. Ouer aand. As hulle eers jou ouers laat roep vir ouer aand. Dan weet jy, hier's nou iets. En toe sy nou opinie oor my. Ja, maar ek is 'n dagdromer, ek loer by die venster uit, terwyl sy klas aanbied. Nou baie ouers sal sielkundig in die pilletjie, maar hoe ons die kind kry, want is aandag afleibaar en is ADHD, ek ben ons almal, ek dink as hulle regtig ons moes getoets het daai dae. Wat se label sal nie alles aan ons gesit is nie.
En ek wil vanoggend hier sê, pas op ouers. Ek sien dit te vinnig. Kinders is nog steeds kinders. Asseblief. Want as jy daai ding aan hulle kom hang, dan glo hulle dit en dit word sterk in hulle. Pas op, ek het al gesien hoe hierdie goeders kinders so draai. En pas op vir die vinnige quick fix. Ek praat nie teen pille nie, maar pille, wil ek vir julle sê, het 'n massiewe impak op ons kinders en soveel mense se lewe, want dit is 'n easy out. Elke liewe pil wat hulle vir jou voorskryf, het neeweffekte. Daar's een pil wat geen neeweffek nie, dis die gospel van Jesus Christus. Maar jy spreek lewe oor jou kind. Dankie dokter vir jou diagnose, maar my kind is nie sy diagnose nie. Ek verstaan jy identifiseer dit vir my en ons sal werk hier aan, maar ons gaan die Here vra in sy woord vertrou om my kind se oplossing te wees. Nou kom hierdie van jou huis 'n bietjie, ek dink my sal dit vandag seker noem aandag afleibaar. Ek weet nie wat noem hulle dit nie. Hulle sal seker daai tyd hulle darm nog nie, dankie Here, nog nie labels gehad om hierdie goed hierdie name te gee nie. Al wat my ma van sê is, ek dink juffrou jy moet dalk beter maniere kan klas aan te bied, want jy kry nie my kind se aandag nie. Het hulle by die huis gekom en, my kind, daar's fout met jou. Want jy staar, ek is 'n dromer, dit is wie ek is, ek was nog altyd 'n dromer, want ek dink vooruit, ek dink jy nou net hier in die klas, die juffrou jou kras, ek weet al wat jy gaan sê, maar ek wil weet wat môre gaan gebeur, verstaan jy, nou blykbaar volgens haar was dit nou verkeerd, vir my was dit, dis wie ek is. Maar het hulle nou gereageer en oorreageer, ons kind, hy is mos die tweede kind, dis seker hy tweede kind syndroom. Ons label was aktualiteit die swartskaap. Ek sê tweede swart, wat sê julle, ek hou daarvan, as die swartskaap se wol maak ook warm. Okay. So, interessant is ek om soveel verskillende families dan werk ek met hierdie persoon in berading en daai persoon in berading en elkeen van die familielede sal voel, hulle is die swartskaap. Dan dink ek, magtig, hierdie is 'n familie wat net swartskaap het. Want die ander word nou voorgetrek, maar die ander sal sê nee, ek word die ander word voorgetrek. So hier is die ding. Maar spreek die woord oor jou kind se lewe. Ek praat nie vanoggend en hoor mooi, ek het niks teen sielkundiges, ek het niks teen dokters nie, ek het niks teen medikasie wat kan help nie. Maar ons wil nie afhanklik raak van dit nie, en soms help dit nie. Soms is die neeweffekte erger as wat die oplossing is. Die Heilige Gees kan vir jou kind doen. En weet jy wat? Die Heilige Gees werk deur 'n ma en 'n kind se lewe, soos Jesus sy ma in sy lewe kom werk het. Sy was sy grootste cheerleader, sy het in hom geglo, sy het hom nie gelos nie. Ons lees nie verder van Josef en Jesus se lewe nie. Hoekom weet ons nie? Weet nie wat van hom geword het regtig nie. Maar ons lees van 'n ma wat by haar seun gestaan het. Al het sy geweet dat hy is geroep om hierdie wêreld te red, al het sy geweet dat hy dalk moet sterf vir hierdie wêreld, het sy by hom gebly. En ek wil vanoggend afsluit om vir jou vanoggend net te wys hoe Jesus 'n moeder waardeer. Hierdie is my fenomenaal. Johannes beskryf dit by die kruisiging van Jesus. Hy is die enigste in die evangelies wat dit beskryf. Dink net, en ons het nou, onlangs het ons die kruisiging van Jesus het ons gevier. Ons het 'n hele dag het ons uitsit vir dit. Dis 'n oomblik in die mensdom se geskiedenis wat die hoogtepunt is, die draaipunt van die mensdom, die ultimate gebeurtenis was die kruisdood en die opstanding van Jesus. Sal julle saam my stem? Daar's nie 'n belangriker oomblik as daai oomblik toe Jesus namens ons aan daai kruis gehang het en die prys vir ons sondes betaal het nie, sy donkerste uur, sy ergste toestand wat hy kon deurgaan, die grootste lyding wat hy deurgegaan het. Daai is 'n uur wat jy kan vir iemand sê, luister, skus, los my net uit. Ek kan nie nou vir jou tyd maak nie. Ek kan nie nou, want ek gaan nou deur hierdie ding, ek gaan nou deur hierdie drukgang. Dit is so maklik dat ons mekaar eenkant toe skuif en sê dinge is nou te taai, dinge is bietjie rof, vergewe my, ek kan nie vir jou tyd maak nie. Maar weet jy wat doen Jesus in sy donkerste uur? Maak hy tyd vir sy ma. Men, daar's baie ander oomblikke, maar hierdie oomblik is die ultimate oomblik. Die ultimate uur in die geskiedenis van die mensdom, en in hierdie uur vat hy 'n paar minute en hy staan stil by sy moeder. En ek wil volgens jou sê, moenie jou moeder vergeet en haar afskeep nie. Waardeer haar. Elke moeder, deur hierdie verhaal wil Jesus vir jou kom sê hoe belangrik jy vir hom is. Hy het vir jou en vir jou kinders die prys betaal. Ek lees Johannes 19:25. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien,
Nou, waar is hy? Sien die prentjie. By in daai kruis hang spykers deur die hande en die voete, doringkroon, bloed loop. Besig om gespot te word deur die mense wat verbygaan. Maar toe hy sy moeder sien, toe staan alles vir 'n oomblik stil. Hy sien toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het. Nou dis Johannes wat self vir die brief skryf. Hy het net gevoel hy is die geliefde. Wat doen hy? By haar staan sê hy vir sy moeder. Dink die oomblik die toestand waarin Jesus is en hy koop tyd uit in sy ergste toestand. Vrou, daar is die seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hoe sorg hy aan sy donkerste uur op die kruis vir sy ma, sy moeder? Jy is vanoggend vir Jesus belangrik, moeder. Hy verstaan jou uitdaging, hy verstaan jou opofferings. Hy verstaan jou bekommernis. Hy sê daar het 'n kan vol asyn gestaan en hy het sy spons met asyn gevul en op sy hisopstingel gesit en sy mond gebring en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee, net die oomblik voor sy dood. Dis ook met so belangrik is dat ons hierdie dag sal vier in die waardering van moeders en hy waardeer sy ma en sê ma, moeder, ek gaan jou nie alleen los nie. Jy, my geliefde disipel, jy vat haar in as jou moeder. Jy kyk na, jy sien om na. En so wil ek volgende vir jou sê, elke moeder, Jesus sal sorg vir jou. Jesus gaan uitkyk vir jou. Jy is vanoggend hier en soms voel jy alleen en eensaam. En jy weet nie altyd of ek dit gaan maak nie. Jesus sal sorg. Jesus sal vir jou deurkom. Jesus gaan vir jou uitkom. Is daar enige weduwee is vanoggend hier? En opstaan as jy 'n weduwee is nie. Ek wil die weduwee is vanoggend net 'n oomblik gee. Julle is regtig vir ons special en vir die Here is julle regtig special en ek dink nie ons wat vanoggend hier sit sal ooit verstaan wat julle moet deurwerk nie. Alleen te wees is nie maklik nie. Maar vanoggend het jy 'n geloofsfamilie om jou. En ek wil volgende vra, kan ons 'n minuut net uitkoop? Ek wil vra dat daar iemand gaan staan by elkeen van hierdie weduwees, persoon of twee. En ek wil ons net vir hulle bid. Moeders wat met hartseer leef, met verlange leef. Moeders wat trauma deurgewerk het. En net vanoggend, kom ons gee net 'n gebed. Vanoggend net 'n minuut se gebed. Moenie gaan sit nie asseblief, bly net staan, al die weduwees bly net staan. Ons wag net vir elkeen as hulle net vir ons kan bly staan. Ek wil die gemeente vir elke lidmaat vra. Neem notisie van elke weduwee wat staan. Reik uit. Hulle sal deel voel. As jy die Here op jou hart lê, gaan kry een van hulle se nommers net na die diens en alles het net daai een oproep, daai een boodskap in 'n week of so dit op jou hart lê. In die Nuwe Testamentiese kerk is die ouderlinge en die diakens aangestel vir die hoofdoel net om na die weduwees en die wese om te sien. Want hulle is belangrik en hulle is spesiaal vir die Here en daarom het hy so aanstelling gemaak in die kerk. En ek wil vir ons as gemeente vra, kom ons kyk uit. En ons is ook besig, en daar's 'n paar dames wat my kom sien het, wat weduwees is en enkel is, en ons begin met ietsie wat hulle saam net weekliks by mekaar gaan kom, en ons sal volgende week, hulle is net nie vanoggend hier om nou dit mooi te verduidelik nie, maar ons wil iets begin, waar julle mekaar kan ondersteun, en mekaar kan bemoedig, en net 'n goeie tyd kan saam hê, so ons waardeer julle, en neem notisie, julle kan julle sitplekke inneem, en dan vanoggend is daar
enkel ma's, of jy geskei is, of dalk nooit getroud was nie, maar jy's 'n moeder en jy moet 'n kind grootmaak. As jy enkel ma's wil nie vir ons staan nie. Ons net die twee. Maar daar's nog. Is nie maklik nie. Ek weet nie hoe doen mense dit nie, want ons doen dit in 'n spanpoging en ons harte gaan vir julle uit ook. En ons vertrou die Here dat hy julle sal onderskraag en sal ondersteun. Maar ek wil ook hê julle moet staan dat die gemeentelede sal weet. Elkeen se omstandighede is uniek en anderste, maar dis moeders wat die groot verantwoordelikheid en voorreg gekry het om kinders groot te maak. En hierdie is nie eintlik bestem deur God om dit alleen te doen nie, maar dit moet eintlik in 'n spanpoging plaasvind. Maar die lewe gebeur en omstandighede gebeur en ons as kerk is hier om hierdie omstandighede te omhels en mense te ondersteun. En ek wil jy kyk en sien hierdie enkel mense. En wees ondersteuning waar jy kan. Wees daai uitreik waar jy kan. Ons weet nie, ek sê baie keer, ek verstaan nie en ek ken nie die gevoel van alleen wees en eensaam wees nie. Dit is net nie deel van my lewe nie. Ongeag van die teenwoordigheid van die Here wat altyd by my is, maar ek het altyd 'n klompie mense om ons en ons waardeer dit. Maar dan besef ons nie altyd wat mense deurgaan wat dit alleen moet doen nie. En kom ons reik uit, kom ons sorg vir mekaar. Kom ons maak moeite vir mekaar. En mag jy, wat vanoggend hier sit, jou moeder is dalk vanoggend nie hier nie. Mag jy moeite doen met jou ma, soos Jesus moeite gedoen het. En dis kosbaar vir God, want dis die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Elke moeder mag jy waardeer word. Mag die Heilige Gees julle omvou met sy liefdevolle arms en julle vanoggend bedien, soos ons deel het aan hierdie maaltyd van die Here, wat aan elkeen van ons kom herinner, nie net moeders vanoggend nie, maar hoe belangrik ek en jy vir hom was. Dat hy sy lewe opgeoffer het, sy liggaam vir ons gebreek het, sodat ons heel mense kan wees, sodat ons mense kan wees wat leef met hoop op die ewige lewe. En ek wil vra dat julle sal opstaan en vir elkeen 'n stukkie brood en 'n kelkie kom kry en ons gaan saam die maaltyd van die Here geniet. Die spesiale oomblik wat ons het om saam Jesus se kruisdood te vier, sy opstanding. Sy moeite wat hy vir ons gedoen het en sy waardering wat ons vanoggend gehoor het aan daai kruis vir sy ma. En ons wil dit saam gebruik as 'n viering van wie ons is as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Wie is jy vandag? Moeder, jy is spesiaal. Jy leef met hoop want God het sy seun gegee. En ons lewe as heel mense, want hy was gebroken, sodat ons heel kan wees. En my gebed is, as jy volgende dalk hier sit met 'n gebroke hart, Jesus gee ons 'n bediening van versoening. Mag daar versoening kom tussen elke ma en elke kind. Bonatuurlike, goddelike versoening. Mag die Here jou wysheid gee, maar mag jy ons vanoggend weet dat hy is juis gebreek, sodat ons heel verhoudings kan hê. Sodat ons heel ouers kan wees, heel moeders kan wees, om heel kinders groot te maak. Ek lees ons Matteus 26, vers 26, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir die brood, wat die liggaam van u seun verteenwoordig, liggaam wat vir ons gebreek is, sodat daar vir ons 'n nuwe dimensie kon aanbreek, 'n dimensie waar ons
'n nuwe weg het. Die weg deur die gebroke liggaam van u seun wat ons na u genade troon kan kom. En weet, by u vind ons genade, by u vind ons vreugde en oorvloed. Here, dit bid ek vir elke moeder volgens, as hulle deel het in hierdie liggaam van Jesus, die brood wat dit simboliseer, dat hulle sal kom heel maak. Ek bid vir versoening waar dit nodig is, Here. Ek bid vir 'n gebroke hart wat heel gemaak en herstel word deur die kragwerking van die Heilige Gees in hulle lewe, want die werk is volbring deur die gebroke liggaam van Jesus aan die kruis. Here, kom volbring daardie werk in elkeen van ons harte, elke persoon wat hier sit. Kom vervul ons vanoggend, nie net met hierdie brood nie, maar kom vervul ons lewe met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Soos ons dit benuttig, Vader, kom bedien ons en kom vul ons met u Gees in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. En dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. Hierin vier ons die genade van God. En die bloed van Jesus is al vir jou genade, is al vir jou vergifnis, is al vir jou vryspraak. En deur die bloed leef ons in vryheid sonder skuldgevoel. En mag die deelname aan die liggaam en die bloed van Jesus vanoggend jou kom vrymaak van enige las van skuld en bekommernis. Want jy weet, jy is onder die bloed wat spreek van genade. Kom ons dankie Vader en gebruik ons dit saam. Vader, dankie vir die bloed van die perfekte lam wat gevloei het vir ons sondes, vir eens en vir altyd, vir die sondes van hierdie wêreld. Here, dankie dat daar gedeel is met skuldgevoel. En ek bid vanoggend dat U ons opnuut sal kom reinig van elke vorm van skuldgevoel. Here, dat ons in vryheid sal wandel om te weet U bloed spreek van vryspraak, vergifnis en ons kan lewe onder U genade. Die genade wat U bloed vir ons bewerkstellig het. Die bloed wat kragtiger was as sonde, wat die sonde se angel uitgeruk het sodat ons nie meer slawe sal wees nie, maar dat ons as oorwinnaars kan leef. Seën dit in ons liggame, Vader. Dit vra ek in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. Ek kan hierdie kelkies van ons aan die kant toe stuur. Ek wil afsluit met die woorde waarmee ek begin het van William Ross Wallace. Die hand wat die wiegies kommel regeer die wêreld, en dit praat nie van baas speel nie. Dit praat van die impak wat jy het in jou kinders, moeder. Die impak wat jou kinders gaan hê in die wêreld as gevolg van die inspraak wat jy in hulle lewe gehad het. Mag dit soos Hanna se seun in Samuel se lewe 'n impak hê en die wêreld transformeer, want daar's 'n moeder soos Maria wat haar kinders bemoedig het en aangemoedig het en hulle geglo het. Bly in hulle glo en mag die Here julle seën. Mag julle 'n heerlike Sondag verder geniet saam met die familie, kuier lekker saam, geniet mekaar se geselskap, want môre is ons weer terug in die resies wat op pad is nêrens heen nie, so geniet die tyd saam met familie, koop die tyd uit. Die Here seën julle, lekker dag verder. Thank you.